Die Here deel met my vanoggend oor 'n baie belangrike saak. En hy sê vir my, onthou jy vir koning Belsasar, wat daar in die boek van Daniël, in Daniël se tyd geleef het. Onthou jy dat ek het met my hand, met my vinger geskryf op die muur, terwyl hy besig was met sy fees, mene, tekel, Upharsin. Ek het jou geweeg op my weegskaal en te lig bevind. Weet jy hoekom het my toorn teenoor hom ontvlam? En het ek daardie woorde geskryf. Nou die Bybel sê dat koning Belsasar het 'n fees gehou, 'n groot fees vir duisende van sy maghebbers, vir sy vrou en vir sy personeel. En in daardie fees het hy opdrag gegee dat al die goue voorwerpe en silwer voorwerpe, al die heilige voorwerpe wat in die tempel was, wat Nebukadneser weggevoer het, dat hulle dit moet bring en dan het dat hulle daar iets sal feesvier, uit daardie bekers en borde en so en sal eet en drink. En die Bybel sê, terwyl hulle die gode van yster en hout en silwer en wat ook al aanbid het hulle wyn gedrink en fees gevier met die heilige dinge van God. En die Here sê, dis hoekom my toorn teenoor hom ontvlam het. Al was hy 'n goddelose koning. En die Here sê verder vir my, vandag in die kerk, is daar mense in die kerk, wat net soos koning Belsasar die woorde sal hoor. Ek het jou geweeg op my weegskaal en jou te lig bevind. Mense wat die Here God onteer en sy huis onteer, soos Belsasar dit gedoen het. Hulle kritiseer, dis wat die Here vir my sê, hulle kritiseer al die dinge wat in die gemeente aan die gang is, baie van hulle beskinder die kinders van God. Hulle dra wrokke in hulle hart en dinge wat hulle ervaar of dinge wat hulle dink hulle ervaar. Hulle neem aanstoot teen sekere goed wat hulle dalk dink hulle moet aanstoot teen. Hulle is onvergewensgesindheid in hulle harte. Spreek nie vry nie. Maar eintlik is hulle besig om God te onteer in die huis van God, want die Here sê vir onthou jy, Paulus het gesê, dat die gemeente is my huis. Daar in Timoteus. So wanneer hulle eendag voor God gaan staan, sê die Here, en hulle hoor hierdie woorde, ek het jou geweeg op my weegskaal, en jou te lig bevind, gaan dit te laat wees om reg te maak. Want die enigste plek waar jy nou kan vryspreek en vergewe en regmaak met die Here God en met sy mense, is terwyl jy op hierdie aarde is. Maar wanneer jy dit doen, dan sondig jy teen die Here. Maar die Here sê ook, my genade is so groot, my genade is so goed. Ek het vir Paulus gesê, my genade is genoeg. Is met my genade, my reddende genade, wat ek na jou toe kom, sê die Here. En jou vryspreek, jou vergewe. Kom, gryp daardie genade vas. Gryp dit vas in die naam van die Here. En gee aan die duiwel geen plek nie. Ek sê die dinge vir julle nie, omdat ek dink een van julle doen dit nie, maar is 'n waarskuwing vir ons almal, om ook oor te dra aan diegene met wie ons by mekaar is, in Jesus naam. Nou my vrou, kom staan hierso. Sy het ook 'n woord van die Here gekry, wat sy graag wil deel. Gisteroggend, nou, soos die meeste van julle weet, as ek bid ek graag hier agter op die agterste werf hier so, lekker groot om daar te loop en bid. Want as ek sit, dan raak ek aan die slaap. So ek loop altyd as ek bid. Maar terwyl ek so besig is om te loop, is dit asof ek die volgende oomblik in die hemel is, nee?
En ek het hierdie besef in my binneste, sê nie maar ons beland nou, sê nou die wegraping vind nou plaas. En al hierdie heiliges van al die eeue, dit is soos ek het ervaar, staan op hierdie stadium voor die troon van God. En hulle sing Amazing Grace. En want dit is net die genade van God. En daai besef is so in jou. Deur die genade van God het ek dit gemaak. Dis die genade van God dat ek vandag hier kan staan. Ek het dit gemaak deur die genade. En die heiliges sing dit. Maar weet julle, dis asof ek in my geestesoor hoor, hierdie magtige sange, hierdie magtige orkes. Dit net, miljoene mense sing Amazing Grace met hulle hele wese. Want jy besef, ek het dit gemaak deur genade. En die engele kan nie dit saam sing nie. Die engele staan soos toehoorders en kyk, want onthou die engele ervaar nie die Amazing Grace van God nie. Hulle word nie deur genade gered nie. Net ons as mense kan dit sing. Maar die oomblik toe ons by daar, toe sing ons almal Praise God, Praise God, Praise God. En soos wat ons sing Praise God, elke keer as ons so by Praise God, dan is dit soos donderslae wat so deur die hemele weer klink en die engele val op hulle aangesig voor God en daar is 'n aanbidding wat weer klink. Dit is die moeite werd om uit te hou. Dit is die moeite werd om vas te hou. Maar kom ons sing vanoggend Amazing Grace met alles wat in ons is, asof ons reeds daar is. Amen. Amen.